Goeiemôre en gegroet op hierdie pragtige Woensdagoggend 5 Augustus. Ons is by Psalm 33. Wat 'n heerlike voorreg om hier in die vroegmôre, waar alles nog so 'n bietjie byt hier aan my. Ek praat nou van die luggie wat nog bietjie byt, te kan sit en net sommer vir jou te vra om saam met my stil te word. Weet jy, Psalm 33 is 'n Psalm van Dawid. In hierdie Psalm besing koning Dawid die wonderbare liefde van ons Skepper. Terwyl ons daardeur lees, dink daaraan. Wanneer ons na ons Vader toe kom, wat is in my en jou hart? Wat is op ons lippe? Bly ons vassteek en vra of dalk kla? Of verstaan ons wat dit werklik is? Om sy naam groot te maak. Meer voordat ons kla en pla. Vat asseblief hierdie Psalm op jou eie en oorweeg die elemente daarvan. Merk vir jouself 'n lys van die hoofelemente van die dinge wat koning Dawid hierin noem. Dankie Vader dat ek U kan vra om my nou vooruit te gaan in die lees van hierdie Psalm. Mag U self asseblief in elkeen wat ooit hierna luister, se hart klem plaas op dit wat U weet elkeen van ons nodig het. Vader, mag ons net kom en bely. Ons het U nodig. Help ons, wys vir ons wat daar in ons eie lewe in die pad staan. Dat ons nie by U helpende hand wat U na ons uitreik kan uitkom nie, want ons is te besig om onsself te probeer help. Vader, wees ons genadig. Help ons om te leer uit hierdie Psalm 33. Halleluja, amen. Koning Dawid skryf: O regverdiges, jubel in die Here. 'n loflied betaam die opregtes. Loof die Here met siter, psalmgesang, tot sy eer met die 10-snarige harp. Sing tot sy eer 'n nuwe lied, speel goed met trompet geklank. Ek wil net eers daar stop. Hoe maklik kom ons in ons Vader se teenwoordigheid en ons begin onmiddellik uitroep vir hulp en ons kla en ons pla, terwyl ons eintlik aanvanklik heel eerste met ons gedagte wees om sy naam groot te maak, om te onthou wie hy is. Vers 4. Want, en nou die 4 dinge wat ek gemerk het. Die eerste is, die woord van die Here is reg. En 2. Al sy werk is met trou. 3. Hy het geregtigheid en reg lief. 4. Die aarde is vol van die goedertierenheid van die Here. God is goed, nie vals nie. Hy kan nie voorgee nie. God is waarheid. Koning Dawid brei nou verder uit in vers 6. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, en deur die gees van sy mond hulle julle leer. Dan onthou hy weer. Hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Nogal 'n hoop, kan jy jou voorstel, 'n hoop water. Hy bære die wêreldvloede weg in skatkamers. Sou hy dit wegbære vir latere gebruik? En dan hierdie kosbare aanbeveling, vers 8. Laat die hele aarde vir die Here vrees. En in hierdie vrees sien ek eerstens ontzag omdat jy erken wie hy is. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom gedig wees. Wat 'n lieflike Afrikaanse woord. Vir hom gedig wees. Want hy het gespreek. En dan is hier 7 dinge wat ek gemerk het. In die eerste plek, hy sê, hy het gespreek. In die eerste plek, en dit was. Hy het gebied. In die tweede plek, en dit staan. In die derde gedagte,
Die Here vernietig die raad van die nasies. In die 4de plek, hy verydel die gedagtes van die volke. Vers 11 kom die 5de punt. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Wie van ons weet hoe lank is ewig? Koning Dawid het gesê dit bestaan vir ewig. En 'n 6de punt. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. 7de punt. Welgeluksalig is die nasie wie se God die Here is. Nie die individu nie, die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Let op, koning Dawid praat met nasies en volke, nie eers met individue nie. Vers 13. Die Here kyk van die hemel af. Hy sien al die mense kinders. Uit sy woonplek aanskou hy al die bewoners van die aarde. Kyk hierdie 3 werkwoorde, kyk, sien, aanskou. 3 keer bevestig koning Dawid dit, dat ons Vader niks mis nie. Vers 15. Hy wat die hart van hulle almal formeer, wat let op al hulle werke. Dit is hy wat kyk. En natuurlik, waarvoor kyk hy? Hy kyk of ons nog in sy spore loop. 'n Koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held, nie gered deur groot krag nie. Vers 17. Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Hoekom nie? Want geen held of perd het grotere krag as die Almagtige nie. Vers 18. Kyk, die oog van die Here is op die, hoor mooi, wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hul siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. En hierdie vrees verwys nie na bang nie. Dit praat van ontzag en respek. Ons siel, vers 20, wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Is dit nie dalk die kruks van die saak nie? Vertrou ek en jy regtig nog steeds op die naam van die Almagtige? Vers 22. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag, o aarde. En as ons wag gebrekkig is, dan gaan ons ontvang ook ons mag gebrekkig wees. Is dit nie te maklik, ons gewoonte, om gewoon in 'n dag te storm, in te storm nie? Ons moet onsself oefen daarin om stil te word by ons Vader, oefen om te wag vroeg in die môre, oefen om sy stem te ken, en leer om hom kans te gee, om met ons te praat voor ons die dag instorm. Mag ons dan leef in gehoorsaamheid aan wat hy van ons vra en wat hy ons beloof. Verstaan ons wat dit beteken om te wag op die Here? Hemelse Vader, in die naam van Yeshua bid ek, leer ons asseblief hierdie ding. Wat vra dit, wat behels dit, om waaragtig te oefen om op U te wag. Leer ons wat die kruks daarvan is, Vader, asseblief. Leer ons dan hierdie selfdissipline om eers alles net te los en alleen met U te gaan sit. Om U te soek tot ons U vind. Dankie Vader dat U ons nooit verloor nie. Ons bely dat ons so besig raak met goed, dat ons ons rug op U draai, dat ons wegdwaal. Help ons om elke dag net weer seker te maak dat ek my dag begin by die voete van my Vader en dat ek sal kies om daardie voete te volg
en nie my eie kop en my eie gedagtes en my eie geite nie. Dankie Vader, dat U ons liefhet en dat U ons nooit verlaat nie. Ons eer U. Halleluja.